Prys die Here, is dit nie wonderlik in die teenwoordigheid van 'n lewendige God vanmôre? Ek wil vir jou sê en ek wil jou bemoedig en vir jou sê dat jy is vanmôre op die regte plek. Karababondo siento kurababondo. Halleluja. Ons dien 'n God van wonders. Halleluja. My boetie en sussie, ek het 'n boodskap gekry hier in Oktober. Toe ek in ICU lê met my hart, toe ek 'n hartaanval gehad het, 3:00 die oggend, toe maak die Here my wakker met 'n boodskap. En jy weet, soos die lied sê, even though he's 4 days late, he's always on time. That is my God I serve. Ek wil vanoggend wil ek vir jou 'n gedeelte voorhou, net een skriffie. Josua 24, hy sê vanaf vers 15, hy sê, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Kies vandag wie jy wil dien. Om die Here te dien is 'n keuse. Hy gaan verder, hy sê, of die gode wat julle vaders daaroor kan die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Dan sê Josua, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Nou, ek wil 'n opskrif aan die boodskap sit en ek wil sê, die God wat ek dien. Nou as ons gaan kyk, ek wil 'n bietjie teruggaan en gaan kyk na die na die lewe van Josua, om julle 'n bietjie agtergrond te gee van Josua. Josua het vir die eerste keer, kan ek maar amper sê, op die lappe gekom. Eers wil ek jou vra, ek weet nie wie gaan braaf genoeg wees om te antwoord nie. Hoe lank het dit die Israeliete gevat om van Egipte af na die land Kanaan toe te gaan? Sê weer? Die slim mense sê 2 weke. 2 weke vanaf uit Egipte tot by die land Kanaan. Die woord van die Here sê vir ons dat hulle is uit Egipte uit reguit Kanaan toe. Nou die slim mense het nou die afstand gaan bereken en hulle reken om daai afstand te voet te loop sal jy 2 weke vat. En om jou geheue bietjie te verfris en te vervas. Hulle het by die land Kanaan gekom en die Here gee vir Moses 'n opdrag. Hy sê vir Moses, stuur 10 spioene uit in hierdie land in. En die 10 spioene gaan in hierdie land in die land Kanaan in, en hulle bly in die land vir 40 dae. Die woord van die Here sê, hulle kom na 40 dae, kom hulle terug. En ek weet nie van die van julle wat kan onthou, die woord sê dat hulle het, 2 mense het 'n paal gedra, met 'n druiwetros aan wat tot op die grond gehang het. En Josua was een van daai 10 spioene. En hulle kom en hulle gee rekenskap. En Moses vra hulle, wat het julle bevind? En Josua en Caleb staan op en hulle sê, we can do this. Ons kan hierdie mense, kan ons oorval. En die ander 8 sê vir Moses, hierdie 2 mense moet gestenig word, hulle is mal. Hulle weet nie waarvan praat hulle nie. En God kom. En God sê, omdat julle twyfel in my, en ek praat my eie woorde hierso, ek praat nie soos wat dit in die Bybel staan nie. Omdat julle twyfel in my, sal julle vir elke dag, wat hierdie spioene in die land ingegaan het, sal julle in die woestyn bly. Vir elke dag 1 jaar.
En toe is hulle woestyn toe vir 40 jaar. En in hierdie 40 jaar het baie dinge gebeur. En Moses het op 'n punt gekom dat hy ook die tydelike met die ewige verwissel het. En Josua het by hom oorgevat. En so het hulle weer by die land Kanaan gekom. En Josua het toe ingegaan in die land Kanaan. En julle kan dit gaan lees, ek dink baie van ons ken die storie. En Josua kom in vers 24 en hy praat met die volk. Hy praat met die volk vir die laaste keer in sy lewe. Praat hy met die volk. Op 'n gevorderde ouderdom praat hy met die volk. En dit klink vir my, as ek luister na daai versie, klink dit vir my dat hy was redelik fed up met die volk. En hy het vir hulle gesê, kies, julle moet kies wie wil julle aanbid. Julle moet kies. Of julle aanbid die gode, of julle aanbid daai gode. Maar ek in my huis, ons sal die Here dien. En die woord van die Here sê net daarna, kort daarna, is Josua die ouderdom van 110 jaar is hy oorlede. Tot op die einde toe van sy lewe het hy hierdie God gedien. Het hy hierdie God gedien. Ek wil jou vra vanoggend, wie is die God wat jy dien? Wie is die God wat jy dien? Want jy sien die God wat ek dien, is almagtig. Die God wat ek dien, is alomteenwoordig. Die God wat ek dien, red, genees, bevry en verlos. Die God wat ek dien, my sondes op hom geneem. Wie is die God wat jy dien? Die God wat ek dien, is die begin en die einde. Die God wat ek dien, het jou en van my geken, nog voordat ek in jy gebore was. So intens stel hy belang in my en jou. Die God wat ek dien, ken tot elke haar op jou hoof. Dis die God wat ek dien. Die God wat ek dien, het geen perke. Die God wat ek dien, is volmaak. Hy is heilig, hy is liefdevol, hy is genadeloos. Die God wat ek dien, vergewe van sondes. Ken jy die God wat ek van praat? Ken jy hom? Ken jy hom? Jy sien, ons almal weet van Donald Trump. Ons almal weet van Donald Trump. En al sy manewales is. Maar ek kan in alle eerlikheid sê, jy is nie geen wat jy kan opstaan en sê, ek ken Donald Trump nie. Ons weet van Donald Trump, maar ons ken hom nie. Ons het nog nooit tyd met hom spandeer nie. Ons was nog nooit in Donald Trump se teenwoordigheid nie.
Daar's 'n verskil om iemand te ken en om van iemand te weet. 'n Groot verskil. Nou vra ek jou vanmôre, ken jy hierdie God wat ek dien? Of weet jy net van hom? Daar's 'n verskil. Daar's 'n groot verskil. Die God wat ek dien, sy naam is bo elke naam. Die duiwel en demone sidder by die aanroep van sy naam. Die God wat ek dien is kragtig. Kragtiger as enige tweesnydende swaard. Die God wat ek dien is 'n waarmaker van sy woord. Die God wat ek dien is 'n God wat nie lieg nie. Ken jy hom vanmôre? Ken jy hom vanmôre? Of weet jy net van hom? Jy sien, ons sit baie mense sit in die kerke, maar hulle ken nie die God nie. Hulle weet van hom, maar hulle ken hom nie. Die mense wat kom, dan gaan hulle die doop water, want hy ken nie God nie. En ek het dit met my eie oë gesien, dan doop, dan sy hare is nog pap nou, dan staan jy buitekant die kerk onder die boom met 'n sigaret en rook. Maar hy sê hy's gedoop. Jy sien hy weet van die God. Hy weet van Jesus Christus. Hy weet van die Heilige Gees. Maar hy ken hom nie in sy werke nie. Hy ken hom nie in sy werke nie. Wil jy vra vanmôre, ken jy hierdie God? Ek wens ek kon hom vir jou beskryf, maar hy's onbeskryflik groot. Hy's onbeskryflik. As jy nie self met hom 'n verhouding het en homself ontmoet het nie, dan kan niemand dit vir jou beskryf nie. Hy het geen perke nie. Hy is die blink môrester. Hy is die lelie van die dale. Hy is die soetroos van Saron. Hy is die leeu van Juda stam. Hierdie Jesus van my, van Golgotha. Hy het op Golgotha het hy gesterf. My sonde en jou sonde op hom geneem. Die woord van die Here sê, al is jou sonde so skarlaken. Hy was jou witter dan die sneeu. Hy was jou witter dan die sneeu. Gelukkig is ek kleurblind, want as my vrou moet wit wees, sal ek my doodskrik. Hy was jou witter dan die sneeu. Hoekom sal ons nie die God wil dien nie? Hoekom sal ons die God nie wil dien nie? Die God wat ek dien, het ek al met my oë gesien. Met my eie oë gesien, hoe staan 'n verlamde man, my eie pa. Nadat hy 'n landmyn getrap het en sy rug op 7 plekke gebreek het in 1972, toe ek 3 jaar oud. Ek was 7 jaar oud, toe sien ek hoe staan hy op en hy loop. Die God wat ek dien. Met my eie oë gesien, telke male gesien, hoe dowe ore oopgaan. Waar 'n man vorentoe kom, hy het een gehoorstuk aan een oor, die ander oor het hy niks nie. En ek het gesien waar sy vrou kom en vir die pastoor sê, moenie vir die oor bid nie, want die oor wat nie die gehoorstuk aan het, het nie 'n oordrom in nie. En die Here gee vir hom 'n splinter nuwe oordrom.
Ek het met my eie oë gesien wat hierdie God wat ek dien, waar mense se bene wat die een korter is as die ander, dat die been groei. Ek het met my eie oë gesien waar 'n dooie lewendig word deur gebed. Met my eie oë het ek dit gesien. Waar die paramedic daar staan, wat hy nie verstaan wat aangaan nie, wat die paramedic sê. I just witnessed a miracle. Hierdie God wat ek dien. Ken jy hom vanmôre? Ken jy hom vanmôre? Of weet jy net van hom? Hy's 'n God van liefde. Hierdie God wat ek dien, verwyder berge wat in ons lewens kom. Die woord van die Here sê, as jy 'n geloof het soos 'n mosterdsaad, sal jy vir 'n berg sê, werp jou op en gooi jou in die see. Hy praat nie van Tafelberg nie, of Mount Everest nie. Hy praat van berge, probleme in jou lewe, wat lyk soos berge voor jou. Dan kom die psalmdigter in Psalm 121 en hy sê, ek slaan my oë op na hierdie berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Dan antwoord hy homself en hy sê, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dit is die God wat ek dien. Maar hoeveel keer gebeur dit? Dat jy sien, die God wat ek en jy moet dien, is 'n spaarwiel. Vir wanneer ons hom nodig het. Ek wil my lewe lei soos ek wil. En wanneer die pop op die fan slaan, dan knak my knieë en ek val op my knieë en ek begin bid. En wanneer die probleem weg is, dan hou ek ook sommer op bid. Ken jy hierdie God? Hierdie God van Josua. Jy sien Josua kom by Jerigo. En hulle kan nie daar inkom nie, want die muur van Jerigo is so groot en so hoog. Maar jy sien, ek gee nie om hoe groot mure jy om jou gebou het nie. Of hoe groot mure die vyand om jou bou nie. En hoe groot probleme jy het nie. Want die God wat ek dien, druk daai muur in die grond in. Die God wat ek dien, druk daai muur so ver in die grond in, en hy herstel wat verkeerd is in jou lewe. Hy verstel verhoudings. Ek prys die Here, hierdie week het hy 'n verhouding herstel tussen my en 'n boeta. Maar jy sien, jy moet hierdie God dien, jy moet gehoorsaam wees aan hierdie God. Die God wat ek dien, herstel verhoudings, herstel huwelike. Dis die God wat ek dien. Ken jy hom vanmôre? Of weet jy net van hom? Wil jy vanmôre vra? Ken jy hom vanmôre? Ollie is huis toe.
Die vraag is, ek wil jy moet omkyk. Kyk om, kyk rond, kyk wie is hierso. Kyk rond. Ek wil sien jou kop draai, kyk rond. Kyk rond en kyk vir my ook. Een van ons wat hier sit, sy begrafnis is volgende. Een van ons. Ek waarborg jou dit. As die Here vertoef om te kom, sê ek jou nou, een van ons se begrafnisse is volgende. Daar's een probleem. Jy weet nie wanneer, waar en hoe nie. Maar die waarheid is, die realiteit is, volgende Sondag kan jou naam dalk afgekondig word. Dan die vraag word dan gevra deur die engele. Ken jy hierdie God? Ken jy hierdie God? Of het jy net geweet van hom? En ek wil jou sê, my seun, my dogter, my vrou, kan nie daar gaan staan en sê, weet jy wat, my man of my pa was 'n pastoor nie. Sorry. Dit werk ongelukkig nie so nie. Jy moet jou eie verhouding hê. Jy moet jou eie verhouding hê. Jy kan nie deur iemand anders se verhouding inkom. Jy moet jou eie verhouding hê. Met hierdie God. Hoe staan jou saak vanmôre? Hoe staan jou saak vanmôre? Met hierdie God. Ken jy hom? Of weet jy van hom? Iemand het eendag gesê, en hy het hierdie woorde geuiter. Hy sê, en hierdie is vir my 'n beskrywing. How great is our God? Hy sê, he had no servant, yet they called him master. He had no degrees, yet they called him teacher. He had no medicine training, yet they called him healer. He had no army, yet the kings of this world feared him, and still do, by the way. He won no military battle, yet he conquered the world. He committed no crime, yet they crucified him. He was buried in a tomb, yet he is alive today. How can you not feel honor to serve a God like this? Die God wat ek dien, is die moeite werd om te dien. Die God wat ek dien, is die God van alle gode. Ek gee nie om wat 'n God daar in hierdie wêreld is, of dit 'n Hindu God is, of 'n Muslim God is, of whatever jy hom wil noem nie. Die God wat ek dien, is bovenal. Die God wat ek dien, beskerm my en jou. Ken jy hom vanmôre? Die God wat ek dien,
Ek kan getuig, oom kan getuig, die tannie daar kan getuig, die tannie hier kan getuig, van genesing. Ek is geroep na die tannie se huis toe, om vir haar te gaan bid. En kom ek sê vir jou, my vrou te getuie daaroor. Ons gaan om vir daai tannie te gaan bid. Tannie, steek jou hand op. Ons gaan om vir daai tannie te gaan bid. En ek wil jou sê, toe ek daar inloop, toe dink ek, die tannie, het nie baie lank nie. Die tannie is op pad, hemel toe. Toe ons daar uitloop, toe is ons so gestig. Want plaas dat ons die tannie bedien, toe bedien die tannie ons. En terwyl ons daar uitloop na die kar, en ons klim in die kar en ons ry huis toe, die hele tyd babbel my vrou net oor hoe is sy gestig deur die tannie. En 'n paar weke later, toe loop sy die kerk in. God haar aangeraak. God haar aangeraak. Dis die God wat ek dien. Ken jy hom vanmôre? Hoe staan jou saak vanmôre met hierdie God? Hoe staan jou saak? Het jy al 'n ontmoeting met hom gehad? Het jy al op 'n punt in jou lewe gekom en gesê, weet jy wat, ek wil 'n oorgawe maak aan hierdie God? Is jy seker van jou saak? Dat wanneer jou dag gaan aanbreek, dat jy die ewige, die tydelike met die ewige gaan verwissel, dat jy in die hemel gaan wees? Jy sien, ons kom op sekere plekke in ons lewe uit, soos dienste soos hierdie, wat gaan veroorsaak, dat jy nie gaan sê, ek het nie geweet nie. Jy gaan nie 'n verskoning hê nie. Jy gaan moet 'n keuse maak. Jy gaan moet 'n keuse maak. Joshua sê, julle moet kies. Julle moet kies. Jy gaan moet 'n keuse maak. Wie wil jy dien? Wie wil jy dien? Ek het jare terug, het 'n vriend my eendag gebel. En as 'n ou wat nooit by my kuier nie. Ek ken hom, ons het op 'n stadium saam gewerk. Maar ons het nooit saam gekuier nie. En hy bel my en hy sê vir my, "Is jy by die huis?" Ek sê vir hom, "Ja," hy sê, "Ek's op pad daar na jou huis toe." Ek sê, "Hoekom? Wat gaan aan?" Hy sê, "Ek is saam met 'n moslim girl. Ek bring haar, jy moet met haar deel." Ek sê vir hom, "Nee," ek sê, "hou by my verby. Ek weet niks van die moslims af nie. Ek het nie hulle geloof geken daai tyd nie. Ek weet nie wat om met die girl te praat nie." Ek sê, "Hou net verby." Hy sê vir my, "Ek is amper by jou." Ek sit die foon neer, ek sê vir my vrou, "Jy is nou op pad met 'n moslim girl." Ek sê, "Ek gaan daar in my kamer in,
ek gaan bietjie bid. Want ek weet nie wat glo 'n moslim of. Ek sê vir haar, roep my as die ou hier is. En ek gaan bid, ek gaan sonder af daar in die kamer. En na 'n tyd kom sy en sy sê vir my, hulle is hier. En ek loop so in die gang af, ek sê, Here, wat moet ek vir die vrou sê? Ek weet nie wat om vir haar te sê nie, ek weet nie hoe om te begin, of wat om te sê nie. Ek het geen agtergrond oor die moslim geloof nie. Ek is nou definitief en beslis die verkeerdste persoon om met 'n moslim te praat. En ek kom so in die sitkamer in waar hulle gesit het. En hy stel my voor aan haar. En jy weet toe ek so op vir haar kyk. Toe kom die God wat ek dien. En hy vat oor. En hy gebruik my net as 'n instrument, as 'n spreekbuis. En ek sê vir haar, weet jy wat? Jy hou nie van Christene nie. En sy kyk vir hom en hy sê vir haar, ek het met hom niks gepraat nie, jy het gehoor wat ek vir hom gesê het, jy het langs my gesit. Ek sê vir hom, maar kom ek sê vir jou, hoekom hou jy nie van Christene nie? Ek sê, want hulle almal vertel jou, jy's op pad hel toe. Sy sê vir my, you must be a prophet. Ek sê, no, I'm a child of a living God. Ek sê vir haar, maar kom ek maak jou 'n deal. Ek sê, ek gaan vir jou sê, hoekom glo ek wat ek glo? Dan sê jy vir my, hoekom glo jy wat jy glo? En ek vertel haar van my pa het by my gebly, hy loop daar verby, ek sê vir hom, jy sien die man. En ek vertel haar die verhaal van sy ongeluk wat hy gehad het op die grens en sy rug wat hy op 7 plekke gebreek het en hoe was hy verlam gewees, hoe het hy op sy arms rondgeseil in die huis. Tot daar vir hom gebid is en hy staan op en hy loop. En ek sê vir haar, ek vra 'n vraag. Ek sê, so how do you expect me to deny that? How do you expect me to deny Jesus Christ? En jy weet, ek het dit nie eens agtergekom op daai stadium nie. Eers nadat hulle gery het, toe besef ek dat sy het nooit my haar storie vertel nie. Maar wat sy wel gedoen het, is sy het my geleer oor die Bybel. Sy het my geleer dat die Bybel is die enigste heilige boek wat daar is, wat daar bewyse voor is wat gebeur het. Die strydwaans van Farao is gevind in die see. Jesus se graf is leeg. Noag se ark is gevind op die berg Ararat. Sy sê vir my, die Bybel is die enigste heilige boek wat gebaseer is op feite. En daai girl, seker vir die volgende uur, praat saam met my en nie teen my nie. That is how great our God is. That is how great our God is. Vra jou weer, ken jy die God wat ek dien? Of weet jy van hom? Hierdie wêreld is op sy laaste bene. As jy dit nie weet nie, is dit vir my indikasie dat jy lees nie die Bybel nie. Want die Bybel vertel ons en leer ons in die laaste dae
sal hierdie goed gebeur. Alles wat besig is om te gebeur. Het jy seker gemaak dat jou saak met hierdie God is reg? Ek wil jou vra vanmôre. As jy nie seker is nie, as jy twyfel het, kom staan hier voor. Kom staan hier voor, laat ons saam met jou bid. Laat jy seker maak. Die laaste ding wat ek dink wat enige een van ons wil hê, is wanneer jy in die hemel aankom en jy soek iemand en hy's nie daar nie. Wil jou vra vanmôre, as jy nie seker is nie, kom vorentoe. Kom vorentoe. Ek wil nie hierdie uitnodiging uittrek nie, want ek wil ook bid vir mense wat verhoudingprobleme het en siektes het en goed. So ek wil jou nou vra, kom vorentoe, kom maak seker vandag. Kom maak seker. Kom maak seker. Moenie dink wat gaan die een sê of wat gaan daai een sê nie. Die woord van die Here sê, God sê self, Jesus sê, as jy jou skaam vir my voor die mens, gaan ek my skaam vir jou voor God die Vader. En jy kry baie pastore, en ek sê nie dis verkeerd nie. Baie pastore wat sê, jy weet wat, kom ons maak jou oë toe, steek jou hand op, staan op en dan kom vorentoe. Ek sê nie dis verkeerd nie. But that's not my style. Want die woord van die Here sê vir my, as jy jou skaam vir my voor mense, gaan ek my skaam vir jou voor God die Vader. So 'n laaste kans. As jy wil kom seker maak, kom, staan hier voor. Kom maak seker. Karel, kom help hier nie asseblief. Karababanda.